Ons gaan nou die vergelyking van 'n parabool bepaal. Ons weet reeds dat die vergelyking altyd geskryf kan word as y is gelyk aan ax² plus q, waar a vir my sê of dit die parabool hartseer of vrolik is. Met ander woorde, daar is 'n sad een en hier is 'n happy een. Hierdie is wanneer die getalletjie voor die x², die a, negatief is, en die happy face is wanneer a positief is. Q gee vir my die y-afsnit, want as x 0 is, gaan hierdie gedeelte wegval en ek gaan net kry y is gelyk aan q. Ook weet ek die draaipunt as my parabool in hierdie vorm pas, sal altyd wees op die y-as. So x is gelyk aan 0 en y is gelyk aan q. Goed, kom ons kyk na die eerste een wat ons wil die vergelyking voor bereken. As jy kyk na die sketsie wat hier vir ons gegee is, sien jy dat dit 'n happy parabool is. So jy gaan verwag dat die waarde van a positief moet wees. En soos ons werk, moet ons oplet na sulke klein dingetjies. So ons sien dat die waarde van a positief moet wees. Ook q is die y-afsnit, so jy sien waar gaan die parabool deur die y-as. Hy gaan deur die punt 8, 0, 8 eintlik. Daarom weet ek dat ek kan skryf y is gelyk aan ax² plus 8. Want my y-afsnit, my q-waarde is 8. Nou, daar was 2 onbekendes. Ek moes vir a oplos en ek moes vir q oplos. Nooit vir y en x nie, want dit is die koördinate van punte op die grafiek. So, as ek 'n ander punt as a het, dan kan ek die koördinate invervang. Ek sê 'n ander punt, omdat ons die punt A reeds hier gebruik het vir 8. As ons 2 onbekendes het, moet hulle vir ons 2 stukkies inligting gee. So die ander inligting wat hulle vir ons gegee het, is die punt B, wat koördinate 1 en 10 het. Nou onthou, die x-koördinaat is altyd die eerste koördinaat en die y-koördinaat is tweede. So as ek dit nou in my vergelyking gaan invervang, dan gaan ek in die plek van y my 10 skryf. En in die plek van x moet ek 1 skryf. Onthou, x word kwadreer, dis hoekom ek maar die hakkie daar gebruik. Plus 8. So, kom ons neem die 8 na die linkerkant toe, dan kry ek 10 minus 8, en 1 kwadraat is nog steeds 1 maal a is net a. So, daar het ek die waarde van a, en dan kan ek terug gaan na hierdie vergelyking toe, en dit daar gaan invervang, en dan weet ek, y is gelyk aan 2x² plus 8. Okay, en dit stem ooreen met wat ek verwag het. Ek het gesien dit is 'n vrolike, 'n happy parabool. So ek het verwag my waarde vir a moet positief wees. Dit is so. My y-afsnits by 8, dit het ek ook op die grafiek. So dis redelik maklik om die vergelyking van so 'n parabool te bepaal. Onthou, 2 dinge word gevra, a en q, en daarom moet hulle vir my 2 stukkies inligting gee. Goed, die volgende een. Weereens, ek weet die vergelyking van 'n parabool is ax² plus q. Wat is die rol van die q nou weer?
Dit is die y-afsnit. Het ek die y-afsnit? Ja, ek het die y-afsnit. Dit gaan deur 9 op die y-as. Kyk, A is die punt 0, 9. Wat beteken hier op die y-as? Is my waarde 9. So, dis maar die plek om te begin. Y is gelyk aan ax² plus 9. En nou het ek net een onbekende. My enigste onbekende is A. Want x en y is punte op die grafiek. So ek sien nie x en y as my onbekendes wanneer ek die vergelyking van die parabool wil kry nie. Ek hoef net uit te vind wat A en Q was. Goed, so as ek net een onbekende oor het, dan moet ek net 'n punt vervang. Dit gaan nie help om A te vervang nie, want dan gaan ek eindig met 9 is gelyk aan 9. En dit gaan nie vir my sê wat A is nie. Ek moet die ander punt gebruik. En die ander punt wat gegee is die punt B, wat -2, 5 is. Nou onthou, x is altyd eerste en dan y. So as ek nou in my vergelyking vervang, in plek van die y, gaan ek 5 skryf. En in die plek van die x moet ek my -2 skryf, wat ek hier sien. So is -2² plus 9. Kom ons vat die 9 oor na die linkerkant toe, dan kry ek 5 minus 9, wat -4 is. En -2 maal -2 is plus 4. Goed, so het sou dalk beter gewees het om dit te skryf as 4a, maar dit beteken maar dieselfde. En om dan te sien wat a is, gaan ek net met 'n 4 deel. So a is dan -4 gedeel deur 4 wat -1 is. En dan kan ek die vergelyking van die parabool maklik neerskryf. Ek kan sê y is gelyk aan a, wat ons nou net uitgewerk het, -1 is. So dis -x² plus 9. So daar het ek my vergelyking van die parabool. Vir ons laaste voorbeeld het ons 'n parabool wat deur 2 punte gaan. Deur die punt A, -3, 6, en die punt B met koördinate 1 en -2. Nou dit is ook genoeg inligting om ons parabool te kry, as ons weet dat die vergelyking ax² plus q is. Want ons het 2 onbekendes, ons wil A vind en ons wil Q vind, en hulle het vir ons 2 punte gegee. So ek weet nie wat die y-afsnit is nie, ek weet nie wat die draaipunt is, met ander woorde nie, so ek kan nie dadelik 'n waarde vir Q neerskryf nie. Maar ek kan die 2 punte vervang. So die 1 punt is die punt -3, 6, wat beteken dat as x -3 is, dan is y 6. So as ek dit nou hier gaan vervang, dan kry ek 6 in die plek van y, is gelyk aan a, en -3² in die plek van x plus q, en dit vereenvoudig na 6 is gelyk aan, dan -3² is 9 maal a. So, dit is my eerste vergelyking. En vir my tweede vergelyking gaan ek die punt B vervang. B is die punt 1 minus 2. So wanneer my x 1 is, sal my y waarde 2 wees. En dit gee dan vir my
minus 2 in die plek van y, is gelyk aan a maal 1 kwadraat plus q. So dit gee vir my minus 2 is gelyk aan a plus q. En dit sal my tweede vergelyking wees. Kom ek vat 'n rooi pen en ek maak net so. Daar is my eerste vergelyking en hier is my tweede vergelyking en ek wil hulle gelyktydig oplos. Nou ja, ek sien sommer dadelik dat eliminasie maklik gaan wees, want ek het q en hier het ek ook 'n q. So as ek gaan en ek sê vergelyking 1 minus vergelyking 2, dan gaan ek kry 6 minus minus 2, wat mos 6 plus 2 is. Dit is 8. En ek gaan kry 9a minus a, wat gelyk gaan wees aan 8a. En dan gaan ek ook kry q minus q, wat 0 is. As ek in hierdie vergelyking nou maar deur 8 deel, dan kry ek dat a gelyk is aan 1. Dan kan ek my vergelyking skryf as y is gelyk aan a, maar nou weet ek dis 1, x kwadraat plus q. Nou ja, as ons koëffisiënt 1 is, skryf ons dit nie gewoonlik nie. Ek gaan hom maar net daar ook uitvee. Nou, hoeveel bekendes het ek nou? Hoeveel onbekendes het ek nou? En die antwoord is 1. Ek moet net vir q uitwerk, want weer eens, x en y is die koördinate van enige punt op die grafiek. Jy kan kies tussen a en b, dit maak nie saak watter een jy vat nie. Ek het nou besluit op b. So, my x-waarde vir b is 1 en my y-waarde is minus 2. So in die plek van y skryf ek minus 2, in die plek van x skryf ek 1 en ek moet dit kwadreer. Maar 1 kwadraat is maar nog steeds net 1, so as ek dit aftrek, dan kry ek minus 3 is gelyk aan q. En dit wil sê, my finale vergelyking gaan wees, net vir myself plek maak, y is gelyk aan a, wat ons nou weet 1 is, x kwadraat plus q. Daar is my vergelyking.